Jy luister na Amelie FM saam met my Jean-Rick Odendaal en ja, dit is 'n interessante dag vandag. Kos vir jou ore. Saam met my in die ateljee het ek vandag vir Maureen Labuschagne en sy is van BTT Borehole Tactical Team. Team. Asgies tog, dankie vir daai. Hi. Hallo Maureen, welkom by ons. Is aangenaam om jou hier te hê. Oh, baie dankie. Lekker. Julle is hier in Bloemfontein geleë. Julle doen boorgate en nog meer. Ons gaan nou so 'n bietjie in diepte gaan en julle is hierso in Bloemfontein geleë in die Beinsvlei area. Dis reg, ja. Ons albei is Beinsvlei plotrotte. Ek kom ook van daar af. Maureen, kom ons gesels 'n bietjie oor BTT. Wat is dit wat julle doen? Vertel vir ons luisteraars daar buite wat geen idee het wie julle is nie, presies wat dit is wat julle doen. Okay, doodreg. Weet jy, ons is daar om jou waterbehoeftes vir jou uit te sorteer. So wat ons doen, ons kry die water, ons haal dit uit, ons berg dit en ons help jou om dit reg te gebruik. So, as jy waterprobleme het, is ons die regte mense om te skakel. En wat ons heeltemal anders te maak is, ons is 'n een oproep besigheid. Okay. So jy het nie meer nodig om 10,000 verskillende mense te bel om een werk gedoen te kry nie. Een ou vir die gatboor en een ou vir die pomp en een ou vir die tank en een ou vir die water insny en een ou vir besproeiing. Nee, jy maak een oproep na ons toe en ons doen dit alles vir jou in een pakket. Wow. Ja, dit is nogals en ek dink dit is 'n bietjie 'n uitdaging om alles van pype en pompe en dan die tanks voor te lê en as jy nou noem ook besproeiing, daai gedeelte wat daai kant toe gaan. Dit klink vir my regtig waar soos 'n uitdagende proses daai. En ek verstaan dan ook beter hoekom ek so gesukkel het om jou in die hande te kry want jy's besig. Maureen, vertel vir my as ons praat oor boorgate, dan neem ek aan daar is 'n belangrike aspek wat 'n mens moet onthou en dit is dan nou oor 'n mens se boorgat sustainability of so langslewendheid. Wie nie vir my 'n bietjie vertel van wat doen julle om my boorgat op die plot langer te laat lewe nie en die veiligheid en al die klasse van goed. Kom ons raak so 'n paar punte daarso. Ja, weet jy, dit is regtig uiters belangrik om ten minste een keer in 2-3 jaar jou gat net te laat diens. Om te kyk dat hy dan nog werk. Wat bedoel jy daarmee as ek na my gat moet laat diens? Okay, kom ons rephrase daai ene net om jou boorgat te laat diens. Ja. Want daar is soos wat die droogte kom en dit reën weer. Die gedeeltes wat altyd water gehad het, nou sakkie watervlak. Daai gedeeltes word droog, dan val hulle in. Bietjie brittel. Hulle bietjie brittel en dan val hulle in bo op jou pomp. So jou pomp gaan eerder begin swaar trek of hy begin modder gooi of hy gaan heeltemal blok en hy gaan net nie meer werk nie. So dit is wys, jy moet kyk na boomwortels ook. En baie van die ouens pomp hulle boorgate 100% kapasiteit. As jy regtig na jou boorgat wil kyk en jy weet jy moet lank hou, dan laat 'n mens hom toets vir 'n lekker 3 of 6 ure toets om te kyk wat is sy drawdown, sy recovery en sy kapasiteit. Goed. En dan werk jy net 'n 60% daarvan die pomp uit. En dan weet jy, as jy net 60% gebruik, dan kan jou buurman maar pomp of ander ouens kan maar op dieselfde lyn dalk Op pomp, dieselfde watertafel. maar jy gaan nog steeds nie jou gat oorbreek nie. Dis baie belangrik. Dis 'n paar dinge wat jy nou my genoem het, want ek ken absoluut niks van boorgate nie. So dit gaan so 'n bietjie bo oor my kop, maar nee, glad nie. Ek dink dis belangrik dat die mense hier hoor gesels. Vir my eie interessantheidsonthaalwe nê. As jy moet kyk algemene diepte wat jy boor voordat jy water slaan. Hoe diep is dit? Ek weet dit kan nou wissel seker van plek tot plek, maar as 'n mens nou net so uit die duim uitsuig, 'n algemene diepte. Ja, weet jy, as jy kyk so 10-15 jaar terug, dan was jou dieptes tussen 20, 30 en 40 meter. Goed. Nou hardloop ons eintlik 80, 100, 120, 150 meter. Ek dink dis seker maar iets te doen met die feit dat daar so baie boorgate is en die boonste watertafels leeg getap word dat 'n mens moet dieper gaan. Ja, ontsaglik baie. My gedorie. Hoor jy in algemene uitdagings wat jy ervaar? Vertel ons ietsie. Dalk het jy 'n interessante snaakse storieetjie wat jy wil deel toe jy weer sien toe's al die pype in die lug en opgeskiet. Ek weet nie. Wat se algemene uitdagings het julle? Weet jy, algemene uitdagings is daar is verskriklik baie boorgate, so die ouens boor mekaar se water af. Okay. Dit raak 'n regte issue. En dan die gate of die areas raak baie bros. So die gate begin nou los te raak en as jy dit nou in Engels nou collapse. So hulle val uit mekaar uit. Nou daar is daarom oplossings daarvoor. Dan maak jy hom nou maar weer skoon tot op die bodem. Jy druk PVC casing in en dan gooi jy gravel packing reg rondom om jou walle net 'n bietjie terug te hou.
ek sal reg 'n bietjie ekstra stitting te gee. En 'n bietjie ekstra stitting, ja. Want Ja, op die stadium, dis genuen, dit raak rof. Elke ou wil water hê. So in een straat boor hulle 20 gate by 30 huise. So dit en ons boer begin kwaad raak vir mekaar. So hulle boor bietjie mekaar se water af. Ek verstaan en ek dink ook daar's daar 'n groot verskil tussen as ek nou my eie boorgat gaan nagaan en om DIY my eie hande gebruik om te hanteer en inteendeel om iemand soos 'n professionele individu soos jouself te kry om dit te kom loop doen. Ek dink die ou eindresultaat is aansienlik beter en jou water per liter per minuut wat jy uitpomp gaan seker aansienlik hoër ook wees indien mense van julle dienste gebruik maak. Ja, weet jy, want ons kyk wat regtig aangaan met die gat en of hy dit ooit kan lewer. As hy dit nie kan lewer, die werk ons vir jou die regte pomp uit wat jy net 60% van die water kan gebruik. En dan jou opgaarplek net groter maak. So dan het jy in elk geval oor die lang tyd baie meer water Instoor, ja. en jou boorgat reservoir, werk nie so hard nie, ook jou pomp nie. My gedoorie nee. Maureen, baie dankie. Jy het 'n paar interessante punte vir myself na vore gekom wat ek nie eers van kennis gedra het nie. Ons waardeer jou tyd wat jy afgestaan het om saam met ons bietjie te kom gesels. Ek dink as jy net ek nie maar ook ons luisteraars wat bietjie insiggewendheid by jou gekry het en ons sê vir jou dankie. Wens jou alle sterkte toe. En ja, ons dink ons sien mekaar weer volgende maand. Okay. En dan gesels ons weer oor bietjie oor interessante feite van julle dinge. Ja, en dan wil ons graag 'n bietjie met die luisteraars praat oor samewerking en daai klas van goed dat die ouens saam in pakkette kan saamwerk. Klink vir my soos 'n plan van aksie. Ja, dit was nou Maureen van BTT gewees en bly gerus ingeskakel. Ons het nog vele lekker musiek wat net hierna volg.